Hallo en welkom by vandag se Food for Thought. En vandag vra ons hier baie belangrike vraag: wat as my gehoorsaamheid nie altyd lei tot sigbare sukses nie? Wat as ek gehoorsaam is, maar ek sien nie noodwendig die uitkoms of die sukses of die vrug van my gehoorsaamheid nie? Hoekom is dit 'n belangrike vraag om te vra? Want baie keer probeer ons en wil ons gehoorsaam wees, maar op die einde van die dag, as ons kyk na die effek van die gehoorsaamheid, dan sien ons nie noodwendig hierdie major effek nie. Ons sien nie hierdie vrug nie, ons sien nie al hierdie goed wat ons gedink het gaan gebeur nie. Ek bedoel, ons hoor getuienisse van iemand wat iets by die Here gehoor het en hulle was gehoorsaam en XYZ het gebeur en dit was hierdie wonderlike openbaringsoomblik van God se manifestasie of God se voorsiening of iets amazing wat gebeur. En dan dink ek is gehoorsaam, maar dan kyk ek terug en sien ek maar, waar's die vrug? Waar's die resultaat? So, dit lei my dan na die vraag, en dis vandag se Food for Thought, kan ek gehoorsaam wees en nog steeds faal? Is dit moontlik om gehoorsaam te wees en nog steeds nie, ek wil sê reg wees nie? Want as daar nie vrug is nie, dan beteken dit mos dit was nie reg nie. Dit was nie dalk was ek nie gehoorsaam nie, of ek weet nie, daar's klomp vrae wat hierdie ding opbring. En hoekom dit belangrik is want ek dink baie van ons was al in hierdie situasie, waar ons dink, ek was gehoorsaam gewees, ek het by die Here gehoor, ek het hierdie gedoen, maar niks het daarvan gekom nie. So het ek verkeerd gehoor? Het ek reg gehoor, maar ek het verkeerd opgetree? Het ek reg gehoor en reg opgetree, maar dit was dalk net 'n toets gewees? Of daar's al hierdie vrae wat kan kom, van wat gebeur wanneer ek gehoorsaam is, maar ek sien nie sigbare vrug van dit wat ek gedoen het nie. Nou, om hierdie meer daaroor uit te brei, of om dit nie te beantwoord nie, maar om daaroor te gesels, wil ek die vraag vra, as daar nie vrug is nie, of as daar nie resultate is van my gehoorsaamheid nie, was dit nog steeds die Here se wil? Was dit nog steeds wat die Here wou gehad het, of was ek besig met die Here se wil, as ek nie vrug sien in dit wat ek gedoen het nie? Byvoorbeeld, ek wil iets doen, en ek is oortuig daarvan dat die Here sê ek moet, vat 'n stupid voorbeeld, ek is oortuig daarvan dat die Here vir my gesê het dat ek vir hierdie mens R1000 moet gee. En ek gaan doen dit met hierdie verwagting dat hierdie R1000 die mens se lewe gaan verander, of hulle gaan iets sê, of iets gaan gebeur, en ek doen dit, en ek gaan huis toe, en ek vind uit, hulle het daai geld gemors. Hulle het dalk gaan dobbel met die geld, of hulle het iets gedoen, wat ek nie gedink het reg is nie. Beteken dit dan dat dit eintlik nie die Here se wil was om daai R1000 te gee nie, omdat ek nie die vrug daarvan gesien het nie? Of wat beteken dit? Sien, om hierdie vraag te antwoord, moet ons een ding besef. En ons moet konstant oor hierdie ding dink. En dis hoekom hierdie recording Food for Thought is, want dis iets om oor te dink. Dat wanneer ek gehoorsaam is, dit beteken nie altyd dat dinge gaan uitwerk nie. En ek weet, dit is 'n moeilike konsep. Of my gehoorsaamheid beteken nie altyd dat ek gaan sien hoe dinge uitwerk nie. Maar hoekom dan gehoorsaam wees? Is die doel nie van gehoorsaamheid dat goed moet uitwerk nie? Gaan die Here in elk geval alles laat uitwerk nie? Wel, as ons kyk na Hebreërs 11, dan praat Hebreërs 11 van al die vaders van ons geloof. En hy noem klomp mense op, en hulle word die vaders van geloof genoem, want hulle het volhard in geloof tot die einde, tot hulle doodgegaan het.
Maar dan sê Hebreërs ook 'n scary ding. Hy sê en baie van hulle het dood gegaan sonder om die vrug van hulle geloof of dan gehoorsaamheid te sien nie. So ons moet besef dat gehoorsaamheid beteken nie altyd ek gaan sien hoe dinge uitwerk nie. Kyk, ons lewe in 'n generasie waar ons resultate wil sien. Resultaat. En alles moet gebeur so gou as moontlik. Maar dis nie noodwendig hoe die Here werk nie. Ons dink aan Jeremia wat so lank gepreek het, soveel wonderlike goed gedoen het en hy was hierdie groot profeet gewees. En hy het na mense toe gegaan en het mense gehelp en het waarheid gepraat, maar in sy leeftyd het hy nooit revival gesien nie. Hy het nooit gesien hoe die multitudes na die Here toe kom nie. Hy het nooit gesien hoe hierdie amazing goed geopenbaar word nie en hoe mense se lewens verander nie. Dalk 1 of 2, maar nie op die skaal wat hy dalk gedink het as jy 'n bietjie oor sy lewe gaan lees en lees oor die goed wat hy actually gedoen het. Maar ons moet dan die vraag vra, beteken dit dat hy gefaal het? Beteken dit dat dalk moes hy meer moeite gedoen het? Was hy in gedeeltes van sy lewe dalk ongehoorsaam in dit wat hy gedoen het? Nee, hy was ten volle gehoorsaam in die goed wat hy gedoen het, al het hy nie die resultaat gesien nie. Want die resultaat is nie vir my om te haal nie, en dis die belangrike ding wat jy moet onthou. Is gehoorsaamheid is nie sodat ek 'n resultaat kan sien nie. Gehoorsaamheid is sodat ek myself in lyn kan bring met God se wil en God se koninkryk. Net soos Abraham, net soos Moses, net soos al hierdie groot wat Hebreërs 11 van praat, men of faith, sien ons dat die doel vir hulle was nie hulle self nie. Die doel van hulle gehoorsaamheid was nie sodat hulle opgehef of goed kan voel nie. Die doel was sodat hulle in lyn kan kom met God se wil en sy koninkryk. So, as daar geen vrug is nie, beteken dit is nie God se wil nie. Nee, al is daar nie vrug nie, beteken dit nog steeds ek is besig met God se wil as ek gehoorsaam is, want God se wil is nie momentarily nie, dis vir generasies en dis vir 'n koninkryk en nie net vir myself nie. En dan moet ek as ek gehoorsaamheid aan dink, moet ek altyd myself die vraag vra, is my faithfulness, my gehoorsaamheid, is dit gebaseer op resultate of in Engels praat ons van results or response? Is the goal of my obedience for results or is the goal to respond? En die Here soek ons response. Dis al wat hy soek. Hy werk met die res en dit wat hy daarmee doen is, ek wil amper sê, is sy baby. Hoe hy dit gaan laat uitwerk is, it's up to him. Al wat hy wil hê is dat ons net ons deel moet doen in hierdie ding van gehoorsaamheid. So, as ek geen verandering sien nie, is ek nog steeds besig om gehoorsaam te wees? Ja, want jou gehoorsaamheid gaan nie altyd lei tot resultate nie. En dis 'n baie belangrike ding. Gaan my gehoorsaamheid altyd sigbare resultate hê? Nee. Beteken dit is nie gehoorsaamheid nie? Nee, jy is nog steeds gehoorsaam. Bly gehoorsaam wees, want dis die koninkryk wat saak maak en God se wil en nie hoe dit my laat voel nie. En dit is vandag se food for thought.